Goeiedag mense, is weer vir my baie lekker om saam met julle te kom kuier vandag. Nou, 'n baie goeie vriendin van my het vanoggend vir my 'n boodskap gestuur wat werklik waar merkwaardig was. Sy het vir my in snot en trane gehad oor hierdie man wat 2 keer by die dood omgedraai het. Nou ek gaan hierdie storie baie kortliks vir julle verduidelik. Waarvan een van die ongelukke waar hy in was 'n fietsongeluk gewees waar die dokters die hele tyd sê maar hierdie ou gaan dit nie maak nie. En dan was die Here se hand daarin en die ou maak dit. Die tweede geval was waar hy COVID gehad het en in hierdie stryd wat hy COVID gehad het, kry hy 'n visioen waar hy in 'n ry staan om by die poorte van die hemel te moet ingaan, daar waar ons elke ou gaan staan en 'n bietjie judgment moet kry vir wat jy gedoen het hier op aarde. En hy kry toe so hierdie gevoel, maar luister jy, hy gaan dit nie maak nie, hy gaan reguit hel toe. Vir die feit dat ons so familier geword het met God, jy weet, en in my opinie in die ding is, elke liewe ding wat ons doen deesdae, sê ons nie, maar die Here sal my mos vergeet, hierdie sonde is mos nou nie so groot nie, jy weet, die Here sal my mos môre vergewe. En hierdie man staan by die poorte om in te gaan en die Here sê vir hom, maar luister hier, het jy my geken in alles? Het jy my onvoorwaardelik geken in jou lewe? Het jy my onvoorwaardelik vertrou in die lewe wat jy gehad het? En dit laat my ook weer onmiddellik dink, yes, die uiterlike kan ek verander, maar dit wat in jou hart ingaan, hoe verander dit? Vat 'n goddelike verskywing. Ek het nodig om oor te gee aan die Here. En hierdie ou staan daar en die Here sê vir hom, luister, jy gaan dit nie maak nie. Maar hy sê net, hy soek weer 'n kans. En dit kom toe daarop neer, dat hy toe weer 'n kans kry. Maar die hele storie kom daarop neer, dat jy totaal moet oorgee aan God. Dis die boodskap, jy moet totaal en al die Here ken in jou daaglikse wandel, dit wat ek en jy nie doen nie. En ek is regtig waar skuldig hieraan. En met hierdie stories hoor, kom Petrus hier by my op, waar hy vir Jesus sê, maar ek sal nie toelaat dat iets met jou gebeur nie. En die Here sê vir hom, maar jy gaan my verloon. En nou wil ek hê, jy moet 'n bietjie jou naam daar gaan sit. Hoeveel kere, in plaas van Petrus se naam, sal ek nou my naam daar sit, Andrei, verloon jy my? Nee Here, ek gaan nie verloon nie, want dit is nou nie so groot nie. En dan kom dit dan verloon ek hom. Hoeveel kere? Nou hierdie Petrus ding het nou so aangegaan in my gedagtes, nê, en daar waar Jesus vir hom sê, maar Petrus, het jy my lief? Weer, sit jou naam daar. Andrei, het jy my lief? En as die antwoord ja is, draai dan weg van jou verkeerde weë af. Want in hierdie hele storie wat ek nou gehoor het van hierdie man, nee, wat ons so familier word met God, nee, waar ons hom eintlik maar 'n klein God maak, sien ek dit is die taktiek van die vyand, wat hy so liggies ons kom sip, sodat jy nie eers agterkom nie. En dis waar die ding inkom, maar hierdie sonde is mos nie so groot nie. En voordat jy die dinge in jou oë uitvee, nee, ek het nou amper iets anders gesê, uit jou oë uitvee, maar kom jy agter my, ek is op 'n plek waar ek nie wil wees nie, en dis die vyand wat jou kom sif het, en kom seker maak het, luister jy, hy kom steel dit van jou, hierdie vrede wat in jou hart moet wees, dit is sy taktiek om ons, van ons te kom steel. En ek en jy het nodig, kind van God, om werklik waar die Here te ken. Ons het nodig om wakker te skrik en die Here te ken in ons elke dag se wandel. Om heeltemal oor te kan gee aan dit wie hy is en nie meer ons eie planne te wil vat en vorentoe te wil gaan nie. Wat ons doen, wat ek doen, ek weet vir 'n feit ek doen. So ek is skuldig aan hierdie waar ek familier word met God. Jy weet, ek maak hom as te ware klein. En ek vergeet dat hy die almagtige God is. Hy is almagtig, hy is alomteenwoordig, hy is alwetend, hy is onveranderlik, hy is heilig, hy is regverdig, hy is liefdevol, genadig en barmhartig. Ek het nodig om nie hierdie dinge te vergeet nie. Ek het nodig om hom te vertrou
in my daaglikse wandel, sodat hierdie dinge nie in my moet gebeur nie, sodat ek hierdie vrede in my hart moet hê, om te weet, die Here is met my, die Here is besig om my hier te dra. So ek hoop vaste ware hierdie is vir jou 'n wake-up call, en want dit was werklik waar vir my 'n wake-up call gewees, dat ek moet wegbeweeg van dit, wat my eie is, my eie wense, my eie mikpunte, en ek het nodig om werklik waar in dit te inloop wat die Here is, die plan van God vir my, om hom te vertrou in elke tree wat ek gee. So ek wil vir ons 'n klein gebed doen. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ek wil kom na U toe en ek wil werklik waar bid dat hierdie kettinge wat ons vashou om nie hierdie weg van U te sien nie, laat dit gebreek sal word, Here. En ek wil bid dat die oogklappe van ons oë en ons ore sal afval, sodat ons kan hoor en kan sien wanneer die Heilige Gees vir ons lei in hierdie pad wat U vir ons uitgelê het, Here. Ek bid so, Here, dat U hierdie ding by ons sal wakker maak vandag, in die naam van Jesus Christus. Amen.